Hallo almal, baie welkom by ons campaign vir die jaar 12 km. As jy in 'n host groep sit wat een van jou pelle begin het of iemand jou na toe genooi het, wil ons vir jou baie welkom sê. Ons glo dat jy 'n amazing tyd saam met ons gaan hê. Ons hoop dat dit jou lewe gaan verander. En ek wil begin en ek wil sommer oor hierdie 6 weke baie basiese goed met ons deel, goed wat baie van julle dalk al gehoor het, maar ek dink ons vergeet dit soms soos wat ons so half aangaan in lewe. So ek wil 6 stories gaan uithaal uit skrif uit waar mense ontmoetings met Jesus gehad het en ons wil gaan kyk wat het hulle gedoen, wat het hulle nie gedoen nie, hoe het hulle gereageer, wat het hulle verhinder, sodat ons kan leer by hierdie ouens, want ek weet as jy in hierdie groep sit, dalk weet jy dit nie, maar jy het eintlik 'n behoefte om die koning van alle konings te ontmoet en ons wil jou help en jou infasiliteer in dit sodat jy kan gemaklik voel, gerus voel, sodat jy kan weet wie God is. Ek dink dit is een van die hartseerste goed op aarde as mense, jy weet, hulle lewe net lei en hulle weet nie wie God is nie. So ons wil dit voorkom. Ek wil julle help daarmee deur die stories wat in skrif is vir ons relevant en prakties te maak. So ons wil begin met 'n storie uit Lukas 24. Ek gaan dit vir julle lees. As jy 'n Bybel by jou het, jy is welkom om dit saam te lees. Lukas 24 vanaf vers 13. Nou, net om vir julle 'n bietjie te verduidelik wat hier gebeur het. Ons is in Jerusalem en hier Goeie Vrydag is Jesus gekruisig. Hierdie is Paas-Sondag. Jesus het opgestaan uit die dood uit. Die klomp vrouens het vir die eerste keer by sy graf aangekom. Hulle het gesien is leeg, al 2 engele aan hulle verskyn en gesê, hoekom soek julle die lewendes tussen die dooies? En ons is daar weg. En nou kry ons hierdie 2 ouens op 'n pad, en skrif sê hulle is op pad na 'n dorpie met die naam Emias, en die pad is 12 km lank, en dis hoekom ons reeks, ons campaign 12 km genoem het, want dis so half die pad wat hierdie ouens stap terwyl hulle ontmoeting met God het. En kom ek lees dit vir julle. Dit sê vers 13, op dieselfde dag, dis nou die Sondag, was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emias, 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Sal dit amazing wees as Jesus net aan ons kan verskyn en met ons kan saamloop en vir ons goed kan verduidelik nie. Natuurlik is hierdie soos 2000 jaar terug en ons het nie meer hierdie voorreg wat hierdie ouens het nie, maar ons het Jesus in swart en wit in skrif en ons het baie keer van ons het sy gees wat in ons lewe as ons 'n wedergebore ervaring gehad het, wat hom aan ons openbaar deur die gees. Maar ons het nie die voorreg wat hierdie ouens gehad het, dat Jesus saam met hulle kom loop het. Maar kyk wat doen hy vir hulle. Hulle oë, hierdie is crucial om te onthou, vers 16 sê, hulle oë is verhinder om hom te herken. Hulle kon hom nie herken nie. Hy het hulle nie weerhou nie. Iets in hulle het hulle weerhou om hom te herken. En hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? So hierdie ouens is in 'n intense gesprek en Jesus sê, hoorie, wat bespreek julle wat so ernstig is? En hulle gaan staan stil en hulle kyk na hom en Kleopas, een van die ouens se naam, ons weet nie wat die ander ou se naam was nie, antwoord om die volgende, hy sê, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Soos, hoorie, waarvan af kom jy, dat jy nie weet wat in Jerusalem gebeur het nie? Hy weet nie dis Jesus nie, sy oë is verhinder om hom te sien. En Jesus vra vir hulle, wat se dinge, wat het gebeur? En Kleopas antwoord, hy sê, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en in daad voor God en die hele volk. Sien, hy het Jesus gesien as 'n profeet, hy het hom nie noodwendig gesien as God nie. Dit is so al 'n sleutel vir ons hierso. Hy was kragtig in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Hy sê, dit is so half 'n issue, maar hierso vers 21 is sy issue. Hy sê, ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel sou verlos. Ons het so gehoop, ons het hierdie hoop gehad. Het jy al ooit hoop gehad vir iets, dat iets moet gebeur, iets waarvoor jy dalk lank al bid, iets wat jy voor vertrou, iets wat jy in gedagte gehad het, maar dit het nie so uitgedraai nie. So hierdie ouens sê, ons het so gehoop dat hy Israel sou verlos, wat dit beteken is, dat hy die Romeine wat Israel verdruk, sou wegjaag, en dat hy sou regeer op aarde as 'n aardse koning, want dis die idee wat hulle oor 'n Messias gehad het.
Maar boonop is dit vandag al die 3de dag, en hier sê hulle nou hoekom hulle teleurgesteld is. Dit is al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou om dit alles te kroon het 'n paar vrouens uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle het vanoggend vroeg by die graf gekom en hulle het sy liggaam was nie daar nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het nou ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle die volgende. Hy sê vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom, waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly asseblief by ons, dis aand en die dag is al amper verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, hy vra die seun, hy breek dit, hy gee dit vir hulle, en toe gaan hulle oë oop. En hulle het hom herken. Vir die eerste keer sien hulle maar dis Jesus waarmee ons praat. Maar hy het uit hulle gesig uit verdwyn. En toe sê hulle vir mekaar die volgende, hier is maar die mooiste gedeelte van hierdie stuk. Hulle sê, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Is dit nie 'n begeerte wat jy dalk in jou hart het dat Jesus homself aan jou sal openbaar en dat jy hierdie ervaring het wat hierdie ouens sal hê om waar hulle harte letterlik warm word binne in hulle, soos wat Jesus vir hulle wys wie hy is uit skrif uit en met hulle praat. Ek dink ons kan 'n paar goed leer by hierdie twee ouens. Kleopas en sy vriend. Dit sê dat hulle was verhinder om hom te sien. En die rede daarvoor was omdat eintlik wat in vers 25 staan, want Jesus het vir hulle gesê, hoe traag is julle van gees en van begrip. Met ander woorde, hulle kon nie hom sien nie, want hulle het 'n innerlike probleem gehad wat gemanifesteer het as iets uiterlik. So hulle was blind, hulle kon hom nie sien nie, hulle was nie fisies blind nie, maar hulle was blind om te erken vir wie hy is, want hulle het binne in hulle eintlik nie geglo dat hy die een is wat Israel moes kom verlos nie. En hulle sê ons het so gehoop dat dit hy sou wees. So daar so al 'n patroon hierso wat ek sien, is as ons 'n verwagting het van God, dat iets moet gebeur op 'n sekere manier en dit doen nie, dan is ons teleurgestel. En daai teleurstelling veroorsaak baie keer dat ons dit skakel oor in 'n ongeloof. Soos ons kan nie glo dit het nou gebeur, of die manier hoe dit gebeur het. Dalk is dit 'n tragedie wat met jou gebeur het, dalk is iemand oorlede, dalk was daar 'n teleurstelling in verhoudings, dalk was daar 'n teleurstelling in hoe jy God gesien het, maar hom nie ervaar nie. Jy het gedink hy gaan op 'n sekere manier wees, maar hy is nie. En nou is jy teleurgestel en jy het vir iets gehoop, maar dit het nie gebeur nie. En daarom oor daai teleurstelling en daai hoop maak dat dit jou verhinder om te sien. So hierdie ouens se wanbegrip van wie Jesus eintlik werklik was en die feit dat hulle ongeloof gehad het gemaak dat hulle nie hom kon herken nie. So hierdie was waar van my lewe. Ek het so half 'n idee gehad van God dat hy jy weet daarbo in die hemel is, dat hy ver is, dat hy kwaad is, dat hy nie regtig geïnteresseerd is in my lewe en in wat in my wêreld aangaan nie. En dit het gemaak dat ek teleurgesteld is sonder dat ek geweet het en dat ek eintlik so half bietjie begin in ongeloof wandel het. Ek onthou in my hoërskooljare sal ek die Bybel lees en ek sal lees hoe Dawid in die Psalms skryf van wie God is en hoe almagtig hy is en hoe kragtig hy is, en dan sal ek net dink soos dis nie regtig die God wat ek ken nie. Hy het homself nog nooit so aan my openbaar nie, ek het hom nog nooit so gesien nie, ek het hom nog nooit so ervaar nie. So ek kan glad nie relate met wat hierdie ou skryf nie. En dit het veroorsaak dat daar so half 'n teleurstelling was en dit het uitgeloop op latere ongeloof. Soos ek het nie regtig geglo dat God in my belangstel en dat hy so half betrokke wil wees in my lewe nie. En dit het gemaak dat ek hom nie kon sien nie, want as ek terugkyk oor my lewe was daar definitief tye waar God homself aan my wou openbaar. Ek onthou spesifiek
'n ontmoeting wat ek definitief met God gehad het in graad 7. Niemand het iets gesê nie, daar was 'n oomblik gewees waar ouens ons so half om 'n kruis bymekaar gekry het en ons het die Here aanbid en dit was die eerste keer waar mense met 'n gitaar voor my speel en mense hulle hande oplig en allerlei goed en ek was so half die omgewing en die feit dat ons so staan voor die kruis het my laat besef dat ek nie regtig 'n verhouding met Jesus het nie. En ek onthou ek het so half binne my daai dag gevra gesê Jesus, as U reël is, wil ek 'n verhouding met U hê want ek besef ek het 'n begeerte vir U. En ek het daai dag definitief 'n ontmoeting met God gehad, maar ek dink nie ek kon hom lekker sien nie want ek het so half 'n persepsie gehad dat hy jy weet my lewe net gaan omdop en alles gaan net ewe skielik reg wees en uitgesorteer wees en hy gaan heeltyd daar wees en ek gaan hom voel en ervaar en ek het 'n wanpersepsie gehad en ek onthou jare later toe ek die eerste keer weer in kerk kom toe was ek so verwyderd van die ervaring wat hierdie mense het met God en met Jesus dat ek kon glad nie vereenselwig met wat in hulle lewens gebeur het. So ek was geestelik blind. Ek kon nie sien nie want ek het 'n persepsie oor hom gehad wat nie hy was nie. En dit het gemaak dat ek ongelowig geraak het. En dit het 'n tyd gevat totdat ek so tot 'n besef gekom het, maar ek moet 'n keuse maak om te glo want ek doen nie. En wat vir my mooi is van Jesus en hoe hy werk met hierdie ouens, hy berei hulle eintlik voor vir hierdie ontmoeting. Dit sê dat hy het letterlik teruggegaan na Moses toe en hy het alle skrifuitsprake oor hom aan hulle begin verduidelik. Met ander woorde, hy het die woord gevat en homself aan hulle geopenbaar deur wat oor hom gesê is in die verlede. Okay, so dit het hulle begrip begin verander. Dit het hulle ongeloof in geloof begin verander. Dit het gemaak dat hulle begin sien maar wat gebeur het is, wat gesê is gaan gebeur. So dit was waar dat hy Israel sou kom verlos. En ek dink dit is 'n mooi manier hoe Jesus met hulle gewerk en hy doen dit in ons lewens ook. Daar gebeur subtiele goed wat hy so oor ons pad bring. Ek glo die feit dat jy in hierdie klein groep sit is een waar hy so oor ons pad kom en sê maar ek is iemand anders as wie jy dink ek is. Jou persepsie van my is dalk nie reg nie. Jou verwagting van my is nie reg en daarom is jy moedeloos, maar hy is God en hy gaan homself aan ons openbaar soos wat hy wil. En op sy manier en deur sy woord. Hy hoef nie homself weer aan ons te verduidelik nie. Hy hoef nie vir ons weer te wys wie hy is nie, want daar's so baie stories in hierdie Bybel wat sê wie hy is, wat sy karakter is en wat hy kom doen het, dat as ons dit lees en dit word aan ons geopenbaar deur die woord, soos wat ons dit lees, so gaan dit geloof by ons bou. En die tweede ding wat hy met hulle gedoen het, is hy het met hulle gepraat, hy het saam met hulle om 'n tafel gesit. Hy het brood gebreek, hy het die seën gevra en dit sê na dit het hulle oë oopgegaan. So ek het heeltyd die eerste keer toe ek hierdie storie lees, het my gevoel God het hulle verhinder om hom te sien. En toe later het hy soewerein so half net hulle oë oopgemaak. Maar dit was nie die geval nie. Dit was iets in hulle wat hulle gekeer het. Dit was hierdie wanhoop, hierdie mislukking, hierdie verwagting wat ongeloof veroorsaak het, wat hulle verhinder het om te sien. Toe hy hulle geloof weer begin bou deur vir hulle uit skrif uit te wys, maar hierdie is waarheid en hy met hulle begin praat, toe gaan hulle oë oop. Nou ek dink baie keer, jy weet ons word so half in Suid-Afrika groot as Christene. Ons is almal Christene by geboorte, ons word groot in kerke, maar ons het nooit hierdie oomblik waar ons oë regtig oop gaan nie. Waar ons regtig vir Jesus herken vir wie hy is nie. Waar ons begin sien maar hy's God en hy wil ek moet my knie buig voor hom en hy wil my hele lewe hê, nie net 'n deeltjie nie, nie net Sondag nie net iets wat ek met my mond bely, maar my hart is ver van dit. Hy soek alles van my. En ek glo regtig dat die feit dat jy vandag ergens in 'n groep sit en luister na hierdie eerste sessie waar ons praat oor die feit dat sommige van ons regtig geestelik blind is, veroorsaak deur ons eie ongeloof, wat maak dit ons om nie kan sien nie. Glo ek dat God 'n plan het met jou, dat hy jou oë wil oopmaak, dat hy homself aan jou wil openbaar uit skrif uit, en dat jy hom gaan sien, en ek bid dit oor jou, en glo dit vir jou, dat dit oor die volgende 6 weke gaan gebeur. So ek wil jou vra, maak 'n commitment om terug te kom, en te sê, al is dit die enigste gebed wat jy vanaand bid, of vandag bid, en jy sê, Jesus, as u oor die volgende 6 weke net hierdie
hierdie sessies, hierdie groepe, die kerk, die mense sal gebruik om u self aan my te openbaar, sal dit fantasties wees. Dis waarvoor ek hoop, dis waarvoor ek saam met jou bid, dat Jesus homself aan jou sal openbaar en dat jy sal sê wat daai 2 disippels gesê het ons hart nie warm geword binne in ons toe hy met ons gepraat het en hy skrif aan ons geopenbaar het nie. Dis my hoop vir jou, dis my droom vir jou, dis my wens vir jou, dis wat ek bid vir jou, is dat soos wat jy praat, soos wat jy stories hoor van ouens se getuienisse, van mense wat God ontmoet het, sal dit met jou ook gebeur, want dit is nie 'n sekere groep wat hy kies nie, dis nie spesiale mense nie, dis nie mense wat se lewens uitgesorteer is, dis nie mense wat heilig is van geboorte af, of 'n heilhou dra op hulle kop en uitverkore is nie, dis daar vir enige iemand, dit hang af van ons wat hom kies, en of ons hom wil kies. So dis moontlik vir jou, het maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak hoe messed up het vir jou voel, of de mekaar het vir jou voel nie, Jesus gaan homself aan jou openbaar, hy gaan dit doen uit skrif uit, hy gaan dit doen deur met jou te praat, en hy gaan dit nie doen deur hierdie stories en hierdie mense wat rondom jou is. So ek wil hê, al wat jy moet doen vanaand vir 'n eerste aand, is net sê, my hart is oop om te ontvang, ek wil leer, ek het dalk 'n persepsie oor u wat nie waar is nie, ek wil hê dit moet verander word, kom help my om te sien wie u regtig is. So kan ek dit bid, en ek hoop dat soos wat julle stories deel, dit al hoe meer en meer in jou lewe gaan gebeur. Ek gaan dit sommer net bid oor ons daar waar ons sit in ons groepe. Here, ons kom sê, Jesus, dankie dat u ons voorberei vir ontmoeting. Dankie dat dit u is wat ons help, dat ons oë kan oopgaan, wat ons geloof bou, wat vir ons wys wie u is uit skrif, uit 'n Heilige Gees. Ek kom bid nou, soos wat ons sit in ons groepe, dat u sal kom en vir ons wys wie Jesus is. Wys vir ons uit skrif uit. Wys vir ons uit stories uit wie hy is, en dat dit ons lewens sal verander, sodat ons 'n ontmoeting met hom kan hê. Verander ons persepsies, ons bely vandag ons ongeloof, ons bely dat ons dalk 'n verwagting het oor hom wat nie skriftuurlik is nie, dat ons 'n hoop het wat dalk nie vervul gaan word nie, dat daar teleurstelling is, en ons wil soos hierdie 2 ouens hê, dat ons oë moet oopgaan, ons wil nie meer geestelik blind wees nie, maar ons wil kan sien wie u is. Ek hoop en bid dit oor elkeen wat in ons groepe is, in Jesus naam. Almal sê amen en amen. Ons sien julle volgende week vir sessie 2 van 12 km. Julle moet julle week vreeslik baie geniet. Dankie julle.